Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel in hierdie erediens. En ook aan besoekers wat vanoggend hier mag wees. U is baie welkom. Ons weet hier is personeel van Mes vanoggend hier en ook van Newton. Ook aan hulle baie welkom en ons gaan later vir hulle geleentheid gee om net iets met ons te deel. Ons wil graag die blomme vanoggend gee vir Corrie Venter. U sal sien in die boodskappe dat sy operasie ondergaan het. Haar gesondheid is nie goed die afgelope tyd nie. Ons gee hierdie blomme met die bede dat die Here vir haar beterskap sal gee, ook nuwe kragte in hierdie tyd. Ons verklaar nou saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam met mekaar Skrifverruiming 1:2 vers 1, 2 en 3. Dit is ons aanbiddingslied vanoggend. Skrifverruiming 1:2 vers 1, 2 en 3. Kom ons doen nou saam belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees
gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Maar op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister vanoggend, broeders en susters, na die wet van die Here. Ek lees dit vir ons uit die 2020 Bybelvertaling. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode dien nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling by jou nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Voor die wet van die Here, broeders en susters, staan ons diep, diep skuldig. Die Here het gesê, wanneer ons dit opreg bely, opreg, vergewe hy ons dit in ons Here Jesus Christus. Hy roep ons op om telkens daarmee na hom toe te gaan. Want in Christus vergewe hy, reinig hy ons van ons sondes. Deur sy Gees tel hy ons op om nie te lewe. Kom ons antwoord hierop
met lied 245. Ons sing daarvan vers 1 en 2 en dan daarna wil ek vra dat u bly staan vir die gebed. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, broeders en susters, Romeine 8 vanaf vers 12 tot 39. Romeine 8 vanaf vers 12 tot 39. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur julle sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie, nee. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders
van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid, waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet, dat die hele skepping tot nou toe sug, in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele, of magtige of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here.
Kom ek lees weer vir ons vers 15. Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. En hiermee saam, broeders en susters, 'n gedeelte uit ons belydenis. En ek het net weer hierdie week agtergekom hoe ongelooflik ryk en bruikbaar ons belydenis is. Ons moet dit lees, ons moet dit deel maak van ons lewe. Sondag 9. Sondag 9 stel die vraag: wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde? En dan kom die pragtige antwoord: ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, ter wille van sy Seun Christus. En hoor nou, my God en Vader is. Op hom vertrou ek, sodat ek nie daaraan twyfel nie dat hy my, met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg. Hy sal ook die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander. Omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Ek en jy, my liewe broeder en suster, kinders, het 'n Vader in die hemel. Ook nou, vandag. Ook nou, midde in hierdie wêreld waarin ons leef. Mens kan sê dis die kern van ons skrifgedeelte, die kern van ons belydenis in Sondag 9. Dat die God wat alles gemaak het, dat hy wat ook alles onderhou, dat hierdie God ons Vader is. My Vader. Dink 'n bietjie, broeders en susters en kinders, aan die wonder van God se skepingswerk. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik aan die astronomiese afstande in die heelal. Die onpeilbare groottes van die ruimtes met sy melkwegstelsels. Mens dan dink, dan word jy klein, nie waar nie. En alles word in stand gehou deur swaartekragwette. En hier op aarde is daar die wonder van lewe. Lewe in miljoene verskillende lewensvorme. Met ons moderne mikroskope, met ons moderne apparate. Sien ons net al meer van die grootsheid van alles wat God gemaak het, maar tegelykertyd help dit ons ook om in te kyk in die klein dingetjies. Die kleine wat ook deur God gemaak is. En as jy daarna kyk, dan staan jy verstom. God
het dit alles gemaak. Hierdie magtige God, my liewe broeders en susters en kinders, hierdie alwyse skepper van hemel en aarde, is my Vader, is ons Vader. Ek en jy wat nie eers 'n spikkeltjie is in hierdie magtige heelal wat God geskape het nie, ken hy op die naam. Dink 'n bietjie daaraan. Met 'n vaderhart is hy besorg oor jou en my. Is hy intens oor ons besorg. As mens daaraan dink, is eintlik te veel vir jou verstand, vir jou gemoed. Daardie God ken my, sy kind. Ek het hom as Vader. Dat ek en jy, my liewe broeders en susters, vir hierdie alwys en hierdie magtige God kan sê, Abba, Vader. Weet jy, dit is nie vanselfsprekend nie. Glad nie. Ons sou nie kinders van God kan wees. Ons sou nie na God kan roep en sê, my Vader, as God dit nie self deur sy seun so moontlik gemaak het nie. En ons weet, dit het die lewe gekos van ons Here Jesus Christus. Om vir my en jou kind van God te maak. Vir God sou ek en jy nie kon durf sê Vader, as ons Here Jesus Christus nie aan ons die reg daartoe gegee het nie. Hy wat ons leer bid het, wat ons geleer het om in hom vir God te kan sê, onse Vader. Ons sou ook nie vir God Vader kon sê. Die Heilige Gees nie aan ons gegee is nie. Die Bybel sê vir ons, dit is hy wat ons tot God laat roep en sê, Abba, Vader. Die Heilige Gees is die gees van aanneming tot kinders. Romeine 8 vers 16 sê dit vir ons so pragtig, dat hy saam met ons gees getuig, dat ons kinders van God is. Dis die Heilige Gees wat my oortuig van my kindskap, wat my daarin vas laat glo, wat my daaraan laat vashou. Dis die Heilige Gees wat my na God toe laat vlug, want ek weet, ek het 'n Vader in die hemel. Dis die Heilige Gees wat my deur en deur kind maak voor my Vader. Vol verwondering vir my Vader. Maar wat ook vir my die geborgenheid van my kindskap in my lewe indra. Wat my oortuig van sy liefde en van sy sorg vir my. Kom ons sê weer vir mekaar, broeders en susters,
om God as Vader te hê. En om met hom te kan saamleef as kind van die Vader is nie vanselfsprekend nie. Weet jy, dis iets waarteen ons absoluut moet waak om maar hieraan gewoon te raak. Ons moet ons dag vir dag in ons lewe hieroor verwonder, want dit is 'n godswonder. Moet dit waardeer. En ek moet leer om as kind met my Vader te wandel. Om as kind met my Vader deur my dag te werk. En ons moet dit nie verloor nie. Want ek dink hier sonder het ons die evangelie gemis. Die heerlike evangelie in Jesus Christus. Maar nou, broeders en susters, nadat ons belydenis praat oor God as skepper, God as onderhouer in sy almag en sy wysheid, dan gee hy ook 'n naam vir hierdie wêreld waarin ons leef. En ons belydenis noem dit 'n jammerdal. Dit is eintlik 'n verskriklike beskrywing. Dit is baie duidelik dat iets fout gegaan het in God se goeie skepping. Daar loop 'n diep skeur deur die skepping. Romeine sê vir ons, die skepping is aan verydeling onderworpe. Mense kan ook sê aan tevergeefsheid onderworpe. As 'n mens Romeine 8 lees, dan sê hy, maar die skepping sug. En verlange en 'n uitreik na die nuwe wat gaan kom. Maar hy sê dis nie net die skepping wat sug nie. Hy sê ook die kinders van God sug. Ook die Heilige Gees sug saam met ons. Terwyl ons in hierdie jammerdal leef, na die volmaaktheid wat gaan kom, na die volëinding. Daar is soveel lyding in hierdie wêreld. Daar is soveel swaar kry in hierdie wêreld. En hy laat alles diep sug tot God vir uitkoms. Ons weet, broeders en susters, uit die woord van die Here, dat God se wonderlike skepping, God se goeie skepping, diep geskend is deur die sondeval. Deur die inkom van die bose mag in hierdie goeie skepping van God. Dit maak in soveel opsigte hierdie wêreld, die woorde van die katekismus, 'n jammerdal. Met baie pyn, baie hartseer, baie stryd. En as 'n mens dit lees, dan besef jy ook dat ek self dikwels met my gesindhede of my verkeerde woorde of my verkeerde optrede meehelp. Dat hierdie wêreld vir baie ander ook 'n jammerdal is. Vol pyn, vol hartseer.
En die groot vraag is nou, is God nog my Vader? In hierdie jammerdal waarin ek leef? Dit is 'n groot vraag. Kan ek midde in hierdie jammerdal waarin ek leef, en alles wat ek beleef en deurmaak, nog aan God dink? Is my Vader wat hartroerend oor my besorg is? Weet jy, die Bybel sê hierop, ja, baie duidelik, ja. Ook ons belydenis sê hierop hard en duidelik, ja. Hoe donker die toekoms by tye van ons mag lyk, ons mag weet, ons mag glo, ons het 'n almagtige en 'n genadige Vader, wat in al ons stoffelike en geestelike behoeftes sal voorsien. Petrus skryf in sy brief, hy sê, werp julle bekommernisse op hom. En dan skryf hy, want hy sorg vir julle. Soms plaas die Here, broeders en susters, swaar kry op jou en my lewenspad. Of pyn, dit kan verskillende forme aanneem van siekte, finansiële terugslag, die dood van 'n geliefde van my. So kan ons opnoem. Van hierdie tye sê ons belydenis, hy, dit is God, sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander. Groot woorde, nie waar nie? Groot woorde. Ons kan dit so aanvaar omdat dit kom uit die woord van die Here. Romeine 8 vers 28 staan daar. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, vir die wat volgens sy besluit geroep is. Alles. Ook die kwade laat hy ten goeie meewerk vir sy kinders. En daarin, broeders en susters, is hy 'n vader vir sy kinders. Hy werk selfs deur die kwaad heen. Laat dit in goeie meewerk vir sy kinders. Weet jy, as ons na 'n tyd van groot swaar kry, groot lyding, ons die genade ontvang om daarop te kan terugkyk, dan sien ons dit soms. Baie gelowiges het al gesê dat so 'n tyd van swaar kry, van lyding, van pyn, wat dit ook al mag wees, dat so 'n tyd in hulle lewe vir hulle goed was.
Dis weer groot woorde, maar dis woorde wat ek hoor. Dat dit vir hulle goed was. Omdat hulle daardeur bitter naby aan die Here gekom het. Dit is my eie pa van sy laaste woorde aan ons as familie. Dit was vir my goed. Ek het naby die Here gekom. En is dikwels daardie tye wat ons suiwer, ons geloof suiwer van baie verkeerde dinge. Wat ons uiteindelik maar op die punt bring van onvoorwaardelike vertroue op die Here. Ek wil dit noem rou vertroue en geloof in my Vader. Soms sien ons broeders en susters dat ons Vader, wanneer ons dinge aangejaag het in hierdie lewe, dinge verkeerd gedoen het, dat hy dikwels ook daaruit die goeie na vore laat kom. Nie dat dit ons verontskuldig oor ons optrede nie. Maar in sy genade, sy besorgdheid oor ons, het hy die goeie daaruit na vore laat kom. Verskillende maniere. Meestal het ek self baie geleer. Weer by God inkruip. Nadat Josef se broers hom herken het hy vir hulle gesê, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Maar later sê hy vir hulle, sy broers, hy sê, julle wil my kwaad aandoen. Maar God wou daardeur goed doen. Hy het gesorg dat 'n volk in die lewe gebly het. Ook ons siektes, my liewe broeders en susters, ons lyding, laat God vir ons ten goeie meewerk. Weet jy, dit is nie maklik om dit te sê nie. Dit is ook nie maklik om hieraan te bly, vashou, as dit bitter swaar gaan. En tog praat die Bybel daaroor. In hoofstuk 8 van die Romeine praat Paulus oor lyding. En tog sê hy dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Soms kan ons sien dat 'n siekte of lyding of wat ook al vir ons ten goeie meewerk. Ek kan dit sien. Die mense rondom my kan dit sien, hulle wat my bystaan, hulle wat my saam my nagte moet wakker bly as ek siek is, wat my moet versorg. Hulle kan sien en ervaar hoe God ons uiteindelik almal nader en nader omtrek, om uiteindelik in hom vrede te hê. Ook iemand soos Job, al kon hy baie dinge in sy lewe nie verstaan nie, het aan die einde gesê,
Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê. Maar nou het ek u self gesien. God het hom deur swaar kry 'n deurleefde besef van God se teenwoordigheid gegee. Ons hy by hom wees. Elke oomblik. Soms broeders en susters sien ons nog nie in hierdie lewe, in hierdie jammerdal waarin ons leef, hierdie ten goeie waarvan die woord van die Here praat in ons belydenis nie. Soms verstaan ons nog nie die swaar kry waardeur ons gaan. Soms sukkel ons om te sien hoe God dit ten goeie wil gebruik in my lewe. Maar dan moet ek aanhou glo dat dit so is. En ek mag bidend vir God vra, Here, asseblief Here, doen U in my lewe. Here, ek verstaan nie alles nie. Maar Vader, vorm my, soos U dit wil hê. Die laaste sê in ons lewe, broers en susters, is nie swaar kry nie, is nie siekte nie. Nie die ou jammerdal nie. Die laaste sê in ons lewe, het ons Vader. Ons het 'n Vader wat hartgrondig lief vir ons is. Ons het 'n Vader wat intens begaan is oor ons lewe. Ons het 'n Vader wat ons nuut gevorm, vernuut, wil tuis bring in die Vaderhuis. Mag ons net sy arms tot rus kom en onsself bly herinner. Ek het 'n Vader, die God van die hemel en aarde, my Vader. Amen. Kom ons sing Skrifruiming 5:4, vers 5 en 6, en daarna gaan ons die bevestiging doen van 'n ouderling.
Ons wil nou graag broeders en susters vir broeder Johan Coetzee as ouderling bevestig en ek vra hom om asseblief vorentoe te kom. Liefdes in die Here, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem, of iemand iets het waarom hy nie in die ambt bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy ambt bevestig. En daarom, Johan, moet jy net eers uit die woord van die Here kort uiteensetting aanhoor van die instelling en die amptswerk van die ouderling. 'n Ouderling is iemand wat die diens van 'n regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgangs in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en met die woord versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir 'n dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling Johan, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan 1 of 2 toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm, om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen. Is dit nodig dat jy die woord van God deeglik ondersoek en voortdurend in die rykdom van die evangelie verdiep. Jou opdrag as ouderling is die volgende: jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en diakens, getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En jy moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Ons vra jy nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? En beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe afwyk? Johan Coetzee, wat is hierop jou antwoord? Johan, mag die alvermoënde God en Vader, hy wat jou tot hierdie diens geroep het, mag hy vir jou al die krag gee, sodat jy daarin getrou en vrugbaar mag werk. Wees dan ouderlinge ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen aan sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in jou diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf
en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang broeder Johan as 'n dienaar van God. Stel julle gewillig onder sy toesig en regering, want hy waak oor julle lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in u gebede. Terwyl jy so bly sit, kom ons bid saam en so dra ons vir Johan en die ander ouderlinge weer eens aan die Here op. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat nie vir Johan deur u Gees gelei het om ook hierdie roeping wat van u afkom op te neem. En nou bid ons, gee hom steeds meer en meer die gawes wat hy nodig het om hierdie diens te verrig. Want Here, hy het soveel wysheid, soveel liefde, 'n hart vol deernis het hy nodig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom die genade om in die diens getrou te volhard en nie deur teleurstelling, deur moeite, deur verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here ons as gemeente waaroor U hom gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Amen. Ek gaan nou vra dat Johan omdraai, broeders en susters, en dan sing ons hom staande toe. Die seën van die Here, dit is Psalm 134 vers 4 en daarna Johan kan jy gaan sit weer. Ons kollekte is vandag, broeders en susters, wat u by die deure kan afdra of elektronies, is vir ons diakens, om daarmee barmhartigheid te bewys, en dan ook vir die emeritaatsfonds, fonds wat onder groot druk is, waaruit ons net met liefde, ons emeritus, en hulle, baie van hulle se weduwees, graag eervol wil versorg. Ons sing saam lied 525, daarvan vers 1 en 3. Daarna bly jy staan om die seën van die Here te ontvang en dan kan u weer gaan sit.
Kinders van die Here, ontvang nou sy ryke seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Ons het 'n paar afkondigings, broeders en susters, en daarna wil ons graag iets baie belangriks vir ons lewe met u deel. Onthou ons aand-erediens te begin vanaand om 6:00. Ons doen dit ter wille van ons jonger kinders. Dis vir 'n proeftydperk tot einde Januarie volgende jaar. Dan is daar vanoggend huisgeloof. Dis nie vir die graad 5 en 6 nie, maar wel vir die 5 tot 6 jariges. Vir hulle ouers en kinders, dis hier in die groot saal. Jy kan weer almanakke bestel, lees gerus die boodskapper daaroor. Môreoggend kom die vrolike veterane bymekaar, 9:00 hier by die kerkgebou. Eerskomende Saterdag is daar weer mentoropleiding deur Crossroads Prison Ministries. Dis van 9:00 af by Bellville. En dan kom ons groot gemeente kermis vinnig nader. Kyk gerus in die boodskapper waar en hoe u betrokke kan wees. Ons het elkeen se insette daar nodig. Voordat ek nou vir Alberts aan die woord gaan stel, gaan ons vir ons kinders kans gee en die hulpkategete om net na julle klasse toe te gaan, asseblief. Soek jou kinders. We gaan kyk 'n bietjie wat jy kan doen. Goed, broeders en susters, ek gee graag geleentheid vir een van ons ouderlinge, vir Alberts Breed, kans net om 'n paar dinge te sê en mense aan die woord te stel. Asseblief, Albert. Baie dankie, Dominee Reiner. Ja, goeiemôre gemeente, dis vir my 'n wonderlike voorreg vanmôre om UTIM en MES hier in ons midde te verwelkom. Ek dink ons in die tyd waarin ons leef, sien ons baie hawelose mense en ons deel self binne in hierdie gemeente ook daarmee op 'n gereelde basis. En daarom het ons gevoel dit is van pas om vir UTIM en vir MES te vra om vir ons te sê hoe die regte manier is of die manier wat hulle volg om met hawelose mense wat dwelmprobleme is te hanteer. UTIM, soos u bewus is, gebruik ook hierdie fasiliteite in een van hulle fases van rehabilitasie. So ek gaan vanmôre wil ek graag vra dat Lisa, Bronwyn en Enrico asseblief vorentoe kom, dan kan ek hulle voorstel en dan vir hulle die geleentheid gee om hulle werksaamhede met julle te deel. Na die tyd, hulle het 'n tafeltjie buitekant ook opgestel, wil ek regtig waar vir julle die geleentheid gee om daar ook met hulle tyd te spandeer en ook die nodige inligting by hulle verder te kry. So ek stel graag voor Lisa van den Doel, Bronwyn Lindsay
en Enrico Hermanus. Enrico is van MES en Lisa en Bronwyn is van Houghton. So Lisa, ek gee graag oor aan julle en dis regtig vir ons 'n voorreg dat julle hier vanmôre met ons gesels. Baie dankie Albert en môre gemeente. Dit is regtig 'n voorreg om hier te wees. Buitens die Houghton koneksie het ek ook 'n persoonlike koneksie met die kerk. Baie van julle sal nog my ouers ken, Gerrit en Martie van den Doel en my grootouers toe hulle nog met ons was. En my eerste Bybel wat ek besit, voorin staan daar Liewe Lise, liefde susters van die Gereformeerde Kerk van Bellville-Oos. So persoonlik is dit ook vir my baie lekker om hier te kan wees en elke keer as ek hier kom, is daai persoonlike koneksie ook daar. Ja, so Albert, om in 10 minute te verduidelik wat die antwoord is vir haweloosheid is 'n bietjie, that's a tall order. Ons gaan probeer om in die volgende 10 minute 3 goeters te bereik. Om bietjie te verduidelik van Houghton en ook wat julle reeds doen saam met Houghton om as 'n antwoord of deel van die antwoord van hoe om mense te help uit haweloosheid uit. En dan ook MES wat die voordeur hou in die noordelike voorstede van waar die journey begin. So om dit te kan verduidelik, gaan ek na Engels toe omswaai. So ek jammer daaroor, ek is gebore en grootgemaak Afrikaans, maar ek het begin werk in Engels. And otherwise I'll be switching my languages. But yes, so both organizations, MES, Houghton, we believe that there is hope for people living on the street. There is hope. There's various reasons why people end up on the street, and sometimes it's the same and sometimes it's different reasons that keep them on the street. But there is hope. We daily see people leave the street. It's not a point in time though, it's a journey. And I think that's something to recognize and that's something to realize. Dis nie 'n tydstip nie, dis 'n reis uit haweloosheid uit. And both Houghton and MES, we're passionate about creating pathways out of homelessness. If we create the pathway, we can help the individual along that pathway, and that's important because we have to think through and we have to look at what is effective ways to help somebody, but how do you walk that individual through that journey? So Houghton has identified 5 goals that we work towards. MES very similar. We say this is a long-term journey. When you start working with someone living on the street that don't have a home, often the relationships are transactional. They're scuttling or they're finding their survival in the bins or stealing or prostitution. But long term, we want this person to be able to be stable. We want this person to be able to not just come out of homelessness, but live a flourishing life. So long term, these are the 5 goals we work towards. So you can imagine, again, not a point in time, but a journey with different interventions along the way. So beide Houghton en MES, we follow a 4-phase approach, slightly different, but also very similar, and we work together to provide this journey in the northern suburbs. No one organization can do this alone, and no organization can do this without the support partners, the churches, those that come alongside, those that help provide not only the journey, but also helps the person walk that journey. So the journey, 4-phase approach. At Houghton, we've identified our first phase interventions, where we work with people still living on the street. And then the next step is to help them, for many people, is to come into primary treatment for addiction care. Again, it's not always what brought people to the street, but surviving on the street is a harsh reality. And many people struggle with substance abuse or other forms of addiction, and they're in a mode of survival. So that's often our first or our second phase intervention. First phase, we work with people still actively living on the street. And then second phase, we help people into primary treatment. The first time we remove them off the street and into a more structured environment. And again, there's a lot of thought that's gone into these journeys that both MES and Houghton provides, and saying that how do we prepare people for this journey? How do we meet them where they're at? How do we meet their need, but also prepare them to go into a structured environment? Because if I'm taking someone from a highly unstructured environment and I want to plug them into a structured environment, there's some level of preparation that needs to happen before that. Then, second phase, we've got a third phase that we then say, primary intervention, get clean from substances, then we focus on skills development. So again, if I try to take someone who's in survival mode and I'm trying to teach them skills, not only is it ineffective, but often it's setting that person up for failure. So we say first focus on the primary intervention, and then we follow the more in-depth skills development and the ongoing therapeutic process. And the reason why I'm highlighting this whole journey is because if we look at what you're already doing in partnership with Houghton,
En ek weet nie of almal bewus is daarvan nie, maar elke dag, maandag tot Vrydag, is daar 'n groep terapeute wat inkom, waar die kinders nou in Bybelskool is, en daar's 'n groep mense wat inkom wat deel is van hierdie program. Mense wat nie meer op die straat woon nie, maar wat vroeër op die straat gewoon het, wat nou reeds op daai journey is. En 12 mense per dag kom hier en ontvang daai terapeutiese input. So this is people that's not living on the street anymore. They've already passed through the first phase. They've already gone through primary treatment, but they're now in a work program which allows them to earn an income, which allows them to also then access more deeper and ongoing therapeutic intervention, while all the way they're developing their skills to be able to exit this kind of support environment into independent living. And I've sketched the whole journey, and I'll touch a little bit more on that as I talk about our partnership, or Uton's partnership with this church. But in the northern suburbs, it's MES that actually provides that first and that second phase intervention. Uton traditionally started in the southern suburbs. We're a growing organization, similar than MES. We've also recently opened a branch in Johannesburg. But here in the northern suburbs, MES is the organization that provides that first and second phase intervention. They also have work programs, but specifically this program that we operate from this church is then the therapeutic aspect of Uton's work readiness program. So a little bit more in depth. I was saying to someone beforehand, I can get very technical, so ek gaan probeer om nie te tegnies te word nie. But there's specific things that we focus on. En weer eens, een van die dinge wat ons wil oorbring vandag is om te sê, wat doen ons reeds saam met hierdie gemeente? So hierdie gemeente is reeds besig om Uton te ondersteun, om te werk op hierdie derde fase. So once someone has moved off the street into a shelter, you can imagine if there's no other journey after that, what happens then? So in Uton's a journey and MES a journey, so on third phase, we have to provide solutions that then prepares the person for taking the next steps. And the reason why I want to sketch all of this here is because I want to introduce you to what's already happening in the northern suburbs, because this is an opportunity for you to familiarize yourself around this journey and say, how do we get involved? And the first step is to be familiar. So during this third phase, we then focus on people that used to live on the street. They're now living in a shelter. They're in a work program. So Uton has social enterprises. We've got 4 of them. So people get the opportunity to work, to earn an income, to learn those skills so that when they graduate, they can apply for open labor jobs. You might not know this, but the person who's helping you in the supermarket used to be homeless. You might not know this, but the person coming to fix your IT issues at work might have lived on the street before. So it's all in preparation for saying, how do we prepare you to become a contributing member of society, to be able to not change your world only, but also those around you and your family that's been impacted by your situation. So this specifically is where we focus in terms of our partnership with this church. So this is the team that comes here every day. You'll see Bronwyn featuring up there. She's our clinical regional manager, or clinical area manager for the area north, and we're also branching into Somerset West, Stellenbosch. Jamie is a social worker. She heads up the team here on site. And then there's a mix of occupational therapists, social workers. We've also got our area manager for our retail section. Some of you might have come across some of the retail shops that we have in the northern suburbs. And we also have other social enterprises in the southern suburbs. We also have a transitional house that people then, as they walk through this journey, as they're developing their skills, as they're moving out of the shelter, can then move into community, all again in preparation for then stepping into their own accommodation after that. So we've got our house parents there, Marlon and Annalise, who's given up their lives to say, this is the way that we want to serve in the kingdom. And they live on site with 17 men in the transitional house, preparing them for the next steps. This is our champions. So these are the guys coming here every day for therapy. They work 4 days a week in the stores or in wherever their work sites are, and 1 day a week they come for more deeper therapeutic intervention. Because again, you can imagine the trauma of surviving on the street. Often it's the trauma that is part of ending up on the street, but it's also the trauma of surviving on the street. This is the house that we have in Luffenstein. Not your idea of a homeless shelter. Again, we're preparing people to be able to live independently. And we're introducing them to the skills they need and along that journey. These are some of our shops.
Durbanville has a beautiful shop, and I think it's the main road of Durbanville. We've got various other shops across the northern suburbs. We've also got all three our warehouses in the northern suburbs, and this is where people get to work, earn an income, all the while they're preparing to be able to apply for open labor market jobs when they're finished. Family reconciliation. If you've ever been here on a Saturday at this church when the family day is happening, so part of our intervention with the individual is also looking at how do we work with the family. And again, you can see this is far along in the journey. This is it's not time bound, but this would be more or less 1 year, 2 years into that journey of development already. And we see families transform. We see that reconciliation happen. People getting access to their children back, all of that kind of things. So that's in brief, just about U-Turn. U-Turn as an organization, but also about the phase that we particularly partner with you here. I want to hand over to Enrique to speak about MESS, because that's where the journey starts. It's good and well to say, okay, there's this side of the journey. There's people that's not already working, they're already earning the income, they're already preparing to go to the next phase, but what do I do with the person that comes to my door? Because when the person's knocking at your door, you're not going to send them to the third phase intervention. So I'm going to let Enrique speak a little bit about what is MESS's operations in the northern suburbs, and a little bit about what is your answer then to that start of the journey, to the person in need knocking at your door. Hi there, thank you so much, Lisa. Today I stand here before this congregation as a proud Christian. But I wasn't always one, because God had to meet me where I was at, in my space of longing, in my space of desperation. He had to journey with me, and He had to give me a new beginning. And very much so, if you're sitting here as a Christian today, God has met you where you're at. He's journeyed with you, and He's given you a new beginning. And that's essentially what we as MESS and as U-Turn are really trying to do. So I'm here to answer that question this morning. What do you actually do when somebody comes up towards you, or when you encounter somebody that is still working and living on the street? Now, greatly so in the Bible, it has the answer to all questions in life. And I'll draw from a piece of scripture today that I believe you will be familiar with. It is that of the Good Samaritan. Now, it's not the first time you're hearing that scripture, but perhaps the first time in the context of assisting somebody working and living on the street. Now, we know in that story that there were two people that walked past, okay? They didn't engage that person. Perhaps they were scared. Perhaps they didn't know what to do. But I believe Jesus tells this parable because He expects us to be that Good Samaritan that goes towards the Jew that is still in their place of desperation, still on the street, and He takes them towards an inn. Okay? So officially in the NGO space, these support centers that I speak of are called drop-in centers, a place where you can drop in. But I like to think of them as drop-in, I-double-N centers, because they are the story where the individual can be taken to, and they can start to now create a new beginning for them. And this is so much more than just meeting them where they're at, because it's a journey that gets to start now to be walked with that person. I call it a journey of justice, and the reason why I say that is because for some other reason in the Bible, this word justice, mishpat, is always mentioned in the context of the orphan, the widow, the foreigner, and the poor. And who are those people? Those are people that don't have family and community around them. And so I believe God is very intentional with this word justice being around those people, so that we as Christians can build family and can build community around them. Very much so, one of the people that has come through our journey, this journey, Faiza, she's now part of our staff. She tells us, and she has been trapped in gangsterism, prostitution, homelessness for 20 years. And we asked her, as she was sharing her testimony with our youth at church, what was the thing that kept you going? What was it that kept you alive over all of these years? She thought for a moment, and she said that, Enrique, it was when ordinary Christians came up to me on the street, and they meaningfully engaged me.
And that to me was an amazing answer, because here was someone that had gone through many type programs, had many type interventions. But she said that the thing that kept her going was when Christians took a few moments out of their day just to ask, how are you? To ask what she was going through, to share a bit of their story with them. And that is where this My Change voucher comes in. The My Change is a partnership between MES and U-Turn, and it was started so that we could have a meaningful engagement point with that individual, so that we can give them something practically that will connect them to broader services that can assist them further. Now, I encourage you to purchase one of these My Change vouchers from us today, but also at a participating realtor around you. I know it's very much so the Spa here that also sells these My Change vouchers. But this is something very practical that you can use to engage in that first so meaningful connection with the individual. You can visit the My Change website as well. You can Google it, and you can see all the participating places where you can redeem this voucher. But I would implore you to become approximate to these types of issues. Because well and truly, we call it the problem of homelessness, the problem of crime, the problem of gender-based violence. But if we sit here this morning as Christians, we cannot just see those things as the problems of this world. We need to see these as our problems and see ourselves as the solution to those problems. God in us being the hands and feet practically in order to serve. And so this morning as well as an invitation. Come through. Come and be part of the solution. Come towards one of our centers in Bellville, in Durbanville, in Parow, and won't you be part in creating a new beginning for somebody? Dankie Enrico, dit het baie mooi bymekaar gebring. Ek is inspired. Ek is Bronwyn, soos Lisa gesê het. Ek is die program manager en ek gaan hierso oor die hele Noord kyk of ons 'n hele program, hoe kan ons dinge groter maak, beter maak, hoe kan ons die gehele gemeenskap bymekaar bring om 'n holistiese antwoord vir hierdie probleem te gee. En ek love wat Enrico gesê het. Dit is regtig treating people with dignity. Daar's baie maniere hoe jy kan betrokke raak, maar ek gaan nie hele tyd baie meer hou nie. Ons gaan hier agter in die foyer wees. Julle kan met ons kom gesels. Julle kan ook social media op ons social media gaan. Ons het 3 QR codes daar. As jy jou foon vat met jou kamera, gaan daai QR codes jou lei na ons webtuiste, My Change Sin, so dis die vouchers, en dan MES se webtuiste. Ons sal dit daar oplos vir 'n rukkie. Julle kan asseblief gaan as julle ons social media posts kan share en kan like, dit help baie. As julle na ons events kan kom of selfs net vir mense laat weet van ons events. Obviously om hierdie te koop en dan vir mense dit te gee, moet asseblief nie 'n pak vir die mense gee nie, gee hulle een vir een. Eerder as om vir hulle geld te gee. Julle kan ook, daar is opportunities om saam met ons te werk, as staff members, maar ook volunteering. En dan, ek dink ek het alles gesê. Ja, maar ons sien regtig uit om saam met julle te werk, om gaan selfs asseblief met ons daar buite. Dankie.